Ons lees dan saam uit Romeine hoofstuk 7 vers 18 tot 25. Paulus skryf hier, hy sê, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my kruis gevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Die woord van die Here en dan by name deur die apostel Paulus praat vanmôre oor 'n ding wat ek dink elkeen van ons, ek dink nie so nie, ek weet dit, wat deel is van elkeen van ons se eie lewens en wat deel is van ons verhouding met die Here. En dit is dat ons hier binne in ons 'n spanning belewe. Ons het deur die genade van die Here het ons die Here Jesus Christus leer ken. Van kindsbeen af, of miskien ergens langs ons lewenspad, waar die Here op 'n radikale manier in ons lewens ingegryp het. En so is ons wat die genade ontvang het om die woord van die Here in ons midde te kan hê, en in ons huise die Bybel te kan besit, en om te kon skool gaan waar die woord van die Here gedurig deur aan ons verkondig is, in saalbyeenkomste, en elke dag nog daardie tyd, wanneer ons oggendgodsdiens gehou het in die klas, in die skool, in ons registerklasse, het ons van daardie tyd af in sondagskool, in kinderkraans en in die erediens, in die sondag, die kategese wat ons deurloop het ons so baie van die Here leer ken en van die wil van die Here het ons leer ken. So ons ken dit, ons weet wat is reg, ons weet wat is goed wat die Here van ons vra, maar dan op 'n manier aan die ander kant in ons eie lewens ervaar ons dit dat daar baie keer is daar so min sigbaar van dit wat ons weet. Dit wat die Here in sy woord van ons vra. En dan baie keer dan gee mens eintlik maar op half en sê nee, maar ek weet dit is maar hierdie wat die Here vra en hoe die Here wil hê dat 'n mens moet leef. Seker bedoel vir die ouens wat nou 'n bietjie van 'n hoër kwaliteit van 'n Christen is. Ek weet ek is 'n Christen, ek weet ek behoort aan die Here, maar ek worstel met hierdie dinge. Daar is miskien ander ouens wat beter is as ek en ons trek maar baie keer die skouers op en dan sê ons maar ja, ek weet dit is wat die Here vra en dan is nou baie lief vir hierdie woorde om te sê maar. En dan kom ons nou met een of ander rede na vore om te sê hoekom dit vir ons gemagtig is dat ons nie hoef te doen dit wat die Here van ons vra nie. Ek weet die Here sê ek moet die ander wang draai, maar hierdie ou het nou so en so het hy teen my gedoen, dat wraggies, ek gaan nie die ander wang draai. Ek gaan nie die ander wang draai. Wat beteken, ek rebelleer teen God en ek staan op teen God. En ek sê nee Here, ek weet wat U wil hê ek moet doen, maar ek volg my eie wil. Presies dieselfde ding wat Adam en Eva gedoen het, wat nog steeds vandag in ons lede is. En ons moet maar erken ook dat dit binne in ons is, maar elke dag van ons lewens en dat ons elke dag van ons lewens daarmee 'n worstelstryd het hier binne in ons. Ons weet hoe die Here wil hê ons moet leef. Ons weet wat die Here van ons verwag. Maar op 'n manier kan ons net eenvoudig dit nie regkry nie. Ek probeer, ek het al hoeveel te probeer.
dat die Here vir my tog net die krag en die genade sal gee, sê ons, en ek bid daarvoor, sê ons, maar ek kom net nie oor hierdie ding wat daar in my lewe is nie. Nou, Romeine 7 gee nie vir ons 'n maklike antwoord oor hierdie aangeleentheid nie, maar Paulus is in Romeine 7 is hy baie eerlik met ons, wanneer Paulus hierso skryf, dat as iemand nie vir Christus ken nie, is dit nou 'n ander saak, maar hy sê, hy praat as iemand wat die Here ken. Hy sê, hy's juis iemand wat die Here ken. Hy het die wet van God, die wil van God het hy geleer ken. Hy weet wat die Here van hom vra en wat die Here van hom verwag. En dit is eintlik, diep binne in hom, is daar eintlik hierdie begeerte en hierdie hinkering om presies dit te doen wat die Here van hom verwag en wat die Here van hom vra. Maar ten spyte daarvan, vind hy dat daar binne in hom hierdie worstelstryd is. As iemand wat God se wil in sy lewe ernstig wil neem, maar vind dat daar op 'n manier is daar net hierdie ding binne in hom, wat maak dat hy nie op die ou end dit doen wat hy weet die Here van hom vra om te doen nie. So Paulus sê die probleem is nie dit wat God van ons verwag nie. Dis nie dat God van ons dinge verwag wat nie die moeite werd is nie. Ons weet dat dit wat God van ons vra is eintlik die dinge wat vir ons regtig geluk en vrede en tevredenheid in ons lewens gaan indra. Die wil van God is goed. Ons kan dit ook insien en ons kan dit selfs uitredeneer, dat wanneer die Here sê dat mense behoort so en so teenoor mekaar op te tree, dan kan ons dit sien, maar as dit sou waar wees van ons wêreld vandag, dat mense so en so en in liefde en met genade en met eerlikheid en met opregtheid teenoor mekaar sou optree, dan kan ons instem en sê, maar die manier hoe God wil hê dat ons as mense moet leef, daar is nie 'n beter manier as dit nie. Want as dit waar sou wees, dan sou dit soos wat ons nou sou sê, letterlik hemel op aarde wees, as almal inval by die wet van God. So die probleem is nie dat God se wet is nie 'n goeie wet nie. God se wil is nie 'n goeie wil nie, en dat dit is nie iets goeds om na te volg. Maar die probleem, sê Paulus, lê op die ou end in ons eie lewens. Ons is wel verlos. Ons is nuut gemaak deur die Gees van die Here, en ons gaan volgende Sondag 'n bietjie meer daarby stil staan. Maar ten spyte daarvan is daar ietsie binne in ons wat sê hierdie verlossing en hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, is nog nie afgehandel nie. Ons daal baie keer het ek vir u gesê, dit is die yet en die not yet. Ons is reeds verlos. Ons is reeds nuut gemaak. Maar terselfdertyd is daar nog steeds hierdie dinge wat in stryd is teen hierdie nuutheid. Terselfdertyd is ons eintlik nog nie nuut gemaak nie. Is ons nog steeds vasgevang in die sonde. Daar was 'n spreuk gewees in die reformatie, of dit is vandag nou nog deel van ons gereformeerde tradisie, waar ons die kerkhervormers gepraat het van simul justus et peccator in die Latyn, wat eintlik maar net sê, ons is geregverdig, ons is te gelykertyd geregverdig, ons verhouding met God reggestel, en te gelykertyd is ons nog steeds sondaar hier diep binne in ons. So daar's hierdie dubbele ding, hierdie teenstrydige ding, wat as dit ware deel is van ons en nog deel van ons lewens gaan bly, solank as wat ons op hierdie aarde is. So wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, beteken dit nie dat jou eie wil en jou eie begeertes nou uit jou lewe uitgaan nie. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, dan beteken dit wat Paulus nou ook daar gepraat het, eintlik van 'n oorlog wat nou hier binne in jou woed. Daar's twee goed nou binne in jou aan die gang. Die een is omdat jy die Here ken, omdat jy sy genade ken, omdat jy sy liefde ken, omdat jy sy vergifnis ken, omdat jy sy bedoeling met jou lewe ken, dat jy die goeie wil doen. En dat daar kort geleenthede is, miskien in 'n erediens, miskien wanneer jy self met die Bybel besig is,
Miskien wanneer jy na een of ander program oor die TV kyk, waar jy net weer opnuut daardie besef het, maar dit is die moeite werd om voluit vir die Here te lewe. En dan net die volgende oomblik, net die volgende dag, vind daar 'n insident plaas, wat as dit ware alles van die tafel afvee. Dat al daai goeie voornemens van jou op die ou end weer soos mis voor die son verdwyn. En die apostel Paulus, kan ek maar sê, die grootste teoloog in die tyd van die Nuwe Testament na die hemelvaart van die Here Jesus Christus, die bygevoegde apostel wat agterna op die pad van na Damaskus toe bygevoeg is by die 12 apostels van die Here Jesus Christus. Die een wat vir ons soveel, wat die grootste gedeelte eintlik van die Nuwe Testament op die ou end die Here hom gebruik het om dit te skrywe. Die grote Paulus, die Paulus wat sê dat volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van die Here Jesus Christus volg. Wat daardie wete in homself gehad het, om vir ander te kan sê, lewe soos wat ek leef in jou verhouding met God. Want ek lewe in my verhouding met God, soos wat die voorbeeld wat die Here Jesus Christus vir my gestel het. Ek is 'n disipel van Jesus, daarom kan jy maar met gemak, kan jy agter my aanloop. Maar daardie selfde Paulus sê hier in Romeine, sê hy vir ons, dat die dinge wat hy wil doen, hy erken dit. Hierdie groot godsman, soos ons nou sou sê, erken dit voor almal. Hy sit sy hand op skrif, om te sê, ek doen dit nie. Ek laat na om dinge te doen wat ek veronderstel is om te doen. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. En dan weet ons, wanneer Paulus dit sê, dan weet ons, Paulus sê nie, dat hy nie die goeie doen, omdat hy maar onverskillig is, en onverskillig is in sy verhouding met die Here nie. Inteendeel, Paulus erken dit, omdat hy wil sê, dat God het iets binne in hom gedoen. En dit wat God binne in hom gedoen het, is dat God hom aangeraak het deur die Heilige Gees, en dat God dit vir hom ingegee het, om die goeie te wil doen. Dis die verandering wat plaasgevind het. Iemand wat nie vir die Here Jesus Christus ken, en wat nie die Heilige Gees van God het, wat binne in hom lewe nie, is iemand wat nie belangstel om die goeie te doen nie. Hy sal die goeie miskien doen, maar dan doen hy dit, om daarvoor die eer en die respek van ander mense af te dwing. Om daarvoor erkenning te kry, dat hy eintlik nie 'n slegte ou is nie, dat hy 'n goeie posisie in die samelewing het, of dat hy 'n mens is wat medemenslikheid betoon vir mense rondom hom, op die ou end maar om self eer daarvoor te kan ontvang. Maar wanneer jy aan die Here Jesus Christus behoort, het daar iets hier binne in jou gebeur. En dit wat hier binne in jou gebeur het, gaan maak dat jy nooit weer tevrede kan bly met dit wat nie in lyn is met die wil van God nie. Dat dit altyd soos 'n vingertjie gaan wees, wat binne in jou krap, soos 'n hand wat op jou skouer klop, en vir jou sê, nee, nie so nie. Nie so optree soos wat jy nou net weer 'n slag opgetree het, nadat die Here al vir jou 100 keer of 1000 keer daarvoor vergewe het, dat jy op hierdie manier optree teenoor mense. Nee, jy weet dit hier binne in jou. Dis dan wanneer hierdie lied wat ons aan die begin gesing het, ook in die aande, wanneer ek in die bed lê, ook in my gedagtes opkom, ek soek U, o God. Ek is soos 'n lam wat in dorre streke loop. Ek dors na U. Ek kan nie. Ek kry dit nie reg nie. Ek kry dit nie reg nie, soos Paulus. So in elke kind van die Here is daar hierdie stryd, en Paulus verwys ook daarna in Galasiërs 5, wanneer hy sê dat die vlees en die gees is hier binne in ons lewens aan die beklei. Die vlees wil al die dinge van die vlees doen, en regverdig homself daarvoor wanneer hy dit doen. Wanneer ek kortaf teenoor iemand is, wanneer ek liefdeloos teenoor iemand is, wanneer ek iemand afjag, wanneer ek my oë wegdraai vir die nood van ander rondom my, dan wil die vlees dit regverdig,
dat daar 'n goeie rede is waarom ek dit nie doen wat die Here vir my vra nie. En dan sê Paulus in Galasiërs 5, die Gees van God is in geveg met hierdie stuk sonde wat nog binne in jou is. En die vrug van die Gees van God, wanneer jy toelaat dat die Gees van God jou lewe beheer, is liefde, goedheid, getrouheid, vriendelikheid, geduld. Dis alles die vrug van die Gees wat in jou lewe ingekom het. So jy weet dit, jy ken dit, maar jy ken ook hierdie mag wat stryd voer met dit wat die Here Jesus Christus in jou lewe ingedra het en wat hy wil hê wat jy moet doen. Miskien kan 'n beeld vir ons help. En ek het dit so baie beleef in die bediening deur die jare in die bediening, dat wanneer 'n mens te doen kry met verslawing, ek het veral baie gewerk met drankverslaafdes, wanneer jy te doen kry met iemand wat verslaaf is daar vir daardie persoon in 'n sekere sin op 'n menslike vlak, is daar nie hoop vir 'n verslaafde, voordat die verslaafde nie tot by die punt kom om te erken, ek is verslaaf, ek kan nie die drank los. Jy sal altyd die argument by iemand kry, die vrou bel jou en sê asseblief dominee, my man, elke aand is dit die storie, of oor naweke is dit die storie, of wat ook al die geval mag wees, en wanneer jy met so iemand 'n gesprek gaan, dan is daardie persoon se ingesteldheid teenoor homself, ek kan die drank los. Ek kan dit los. En dan is dit miskien waar van daai persoon se lewe dat hy al hoeveel keer probeer het om die drank te los. Of dat hy, wanneer daar nou moeilikheid kom in die huis en die vrou wil uitloop in die huis uit, wanneer hy dan sê nee, van nou af gaan hy nie weer so baie drink nie. Hy gaan nou minder drink, en as dit so vir 'n week of 2, waar dit nou regtig lyk of die ou nou 'n draaipunt in sy lewe bereik het. En die volgende oomblik val hy weer terug in die ou patroon, en elke slag wat hy terugval, is dit eintlik as dit ware erger nog as wat dit van tevore was. Ons sê vir mekaar binne die pastoraat, sê ons dat daar nie ommekeer is vir 'n verslaafde voordat daardie persoon nie rock bottom gekom het nie. Wanneer daardie persoon nie op 'n punt gekom het waar hy as dit ware amper alles rondom hom verloor het en almal rondom hom verloor het en baie keer sy eie menswaardigheid totaal verloor het en hy by daardie punt kom wat hy besef, ek kan nie drank hanteer nie. Ek kan nie. Die oomblik wat ek drank inneem, dan is daar hierdie ander ietsie binne in my wat oorvat en ek kan net nie stop nie. Ek kan probeer stop vir 'n week of 2, maar ek kan nie. En daardie persoon moet op die einde teen homself erken, ek kan nie drank hanteer nie. Ek kan nie meer drank hanteer nie. En is eers dan, wanneer die persoon uittreë uit hierdie geveg met die drank, en sê van nou af, geen drank nie 'n druppel drank nie. Dis eers dan, wanneer daar 'n ommekeer plaasvind. Maar solank as wat jy nog dink, jy kan jou drankpatroon hanteer, is daar nie uitkoms vir jou nie. Daar is nie uitkoms vir jou nie. Jy moet by die punt uitkom te sê, ek kan nie teen drank beklei nie. Ek gaan elke keer wanneer ek teen drank beklei, gaan ek die geveg verloor. Nou iets daarvan in 'n sekere sin is ook waar van ons in ons stryd met hierdie self hier binne in ons, hierdie vlees hier binne in ons. Ons hoor wat die Here van ons vra, ons lees dit, ons vind dit in Bybelstudies, ons vind dit in preke of waar ook al vind ons dit, wat die Here van ons vra. En ons voorneme is elke keer, Here, van nou af, en ek vra vir die Here, help my asseblief, van nou af wil ek so en so optree. En dan sal ons ook vir mekaar sê, ek probeer so hard werk aan my kortimeer wat ek het. Ek probeer so hard daarin werk, maar weet jy, elke keer weer, as 'n ding gebeur, of 'n so 'n tipe van ding gebeur, boem, is net so, dis soos 'n vuurtjie wat jy in 'n petroltank ingooi, en al die goeie voornemens, en al die pogings wat ek al aangewend het,
is daarmee heen, en ek is soos daai ou wat die alkoholist is, ek is maar net weer terug op die bottel, en ek voel sleg daaroor, en ek weet ek moet daaruit uitkom, maar ek kan nie. En dit lyk vir my is waarin Paulus ook in hierdie gedeelte vir jou en vir my wil vat, om te ontdek, ek kan nie, ek wil, maar ek kan nie hierdie nuwe lewe geleef kry nie. Ek kan nie hierdie geduldige mens wees nie. My hele familie is sulke ongeduldige mense, ek het so groot geword, ek is so gebore, dis in my gene in. Ek loop daarmee rond, my hele lewe lank in stry, ek probeer, en dan kan ek dit 'n bietjie hier in toom hou, en 'n bietjie daar in toom hou, maar dit vra nie veel nie, dan is dit maar net weer dieselfde ding wat op die ou end gebeur. En dit lyk vir my waar Paulus vir my en jou wil help om uit te kom. Om by die punt uit te kom om te kan sê, ek kan nie hierdie nuwe lewe leef nie. Ek kan nie leef soos wat 'n kind van God behoort te lewe nie. Ek kan nie die liefde van die Here uitleef soos wat hy vra nie. Ek kan nie so maklik die ander wang draai as iemand my op die een wang slaan nie. Ek kan nie getrou wees in my Bybelstudie en in my gebed en my stil word met die Here van elke dag nie. Ek probeer dit elke keer weer, as ek so 3-4 dae is ek weer besig om elke dag by die Bybel, daarom Bybel te lees en om stil te word voor die Here. Maar dit vra net so 'n dingetjie, dan sal nou skielik weer iets vir die werk wat my al my tyd in beslag neem, en dan mis ek 'n dag of 2, en die volgende ding wat gebeur is, dan mis ek sommer weer 'n week of 2 of 3 wat ek nie daardie stiltyd met die Here saam beoefen nie. Ek kan nie myself daaruit kom nie. Nou, Paulus wil nie hê dat ek en jy nou moet kom tot by 'n punt van absolute moedeloosheid, om te sê, okay, dit is nou hoe dit is. Daar is nog hierdie stuk sonde binne in ons is nou nog nie volmaak nie, so kom ons aanvaar dit nou maar net, dat ons kan nie regtig leef soos wat die Here van ons vra nie, en ons gaan maar so aan in ons lewe dan op die ou end nou maar van sy genade en sy vergifnis, dat ons maar gedurig deur en elke dag weer sê, Here, vergewe my dat ek is soos wat ek is. Dis nie Paulus se bedoeling nie. Paulus se bedoeling is dat ek en jy kan ontdek, soos wat hy in sy eie lewe dit beleef. Dit kan anders. Maar nie jy nie. Nie ek wat anders kan nie. Hy sê op die ou end, aan God die dank deur Jesus Christus, ons Here. Kom voor die Here tot die erkenning, jy kan nie leef soos wat hy wil hê jy moet leef nie. Raak eerlik teenoor jouself. Raak eerlik teenoor die mense rondom jou. Raak eerlik teenoor jou medegelowiges. Hou op om jouself valslik voor te doen, asof jy getrou is in dit alles wat die Here van jou vra. Hou op om jouself voor te doen, dat wanneer jy vir iemand gesê het, man, ek sal vir jou bid in jou omstandighede, en dit die laaste woord is wat jy daardie persoon se naam en bid in dieselfde sin genoem het, en dit maar net sê, omdat dit die regte ding is wat gelowiges vir mekaar sê, ek bid vir jou onder jou omstandighede. Raak eerlik daaroor, dat jy dit nie doen nie, dat jy nie daarby uitkom nie. Die grote Paulus wys vir ons sy rou binneste. Ek kan nie. Laat ons ook vir mekaar daai rou binneste wys, dat ons teenoor mekaar erken, dat nie een van ons wat hier sit, is 'n supergelowige, wat so wonderlik met alle getrouheid voluit vir die Here lewe nie. Laat ons dit vir mekaar sê, dat 'n verhouding met God, en 'n goeie verhouding met God, lê nie in my nie. Dit lê nie in my gene nie. Dit lê nie in my ledemate, soos wat Paulus sê nie. Dit is nie deel van my natuurlike menswees wie ek is nie. Inteendeel, die goeie wat ek nie wil nie. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Paulus kom daarby uit om te sê, aan God die dank,
deur Jesus Christus ons Here. Hy kom by hierdie wanhopige uitroep uit. Wie sal my verlos? Wie sal maak? Hy's nou nie meer met homself besig om te sê, ek moet 'n slag myself in 'n rad kry, en ek moet my lewe en my verhouding met die Here moet ek in orde kry nie. Want hy weet, dit werk nie om vir homself dit te sê nie. En daarom is sy vraag al klaar deel van die antwoord. Hy vra nie, wat sal my verlos nie? Wat 'n nuwe voorneme sal my verlos nie? Wat 'n tipe dissipline wat ek kan aanleer sal my verlos van hierdie ding, dat ek die kwade wat ek nie wil nie, dat ek dit op my ou end in my lewe doen nie. Maar hy vra, wie sal my verlos van hierdie innerlike stryd wat ek elke dag van my lewe voer? Goddank deur Jesus Christus ons Here. Die leef van hierdie nuwe lewe lê nie in my nie. Ek het dit nie. Ek het dit nie. Ek het nie dit wat dit vat om 'n lewe te leef tot eer van die Here nie. Maar ek kan fokus op die oorwinning wat in die Here Jesus Christus is. Die reg doen, die nakoming van die wil van die Here. Daardie krag en daardie genade om dit te kan doen, kan ek alleen van die Here ontvang. Ek kan dit alleen ontvang in my verhouding met die Here, wat ek leef in afhanklikheid van hom. En dit is nie maar net woorde waarvan Paulus praat nie. Dis nie maar net voornemens wat jy moet hê om te sê, God, nou moet ek die Here Jesus vertrou daarvoor, dat hy deur die Heilige Gees en deur sy genade hierdie nuwe lewe al meer en meer in my lewe 'n werklikheid gaan maak nie. Dis nie iets wat jy net kan snap, miskien soos vanmôre, as jy nou besig is met hierdie woord saam met my, om nou te snap dat dit lê nie by jou om hierdie nuwe lewe te leef nie, om dit met jou kop te verstaan, te sê, ja, dit is eintlik so, ek het dit nie, en wat ek nou moet doen, is ek moet op die Here vertrou, met jou kop nie. Dit gaan oor 'n lewende Here. 'n Jesus wat leef. 'n Jesus wat uit die doodheid opgestaan het. 'n Jesus wat vir ons beloof het, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is met julle, ons het in die adventstyd ook weer daarby stil gestaan. Ek is met jou, ek is hier langs jou, ek is hier binne in jou. Los dit vir my. Laat toe dat ek in en deur jou die regte dinge werk. So dit gaan op die ou end oor 'n werklike belewenis van die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus in jou lewe. Dis nie net 'n kopding nie, dis 'n hartding om in jou hart dit te weet. Dit is 'n geloofsding om te glo dat die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat mag het om alle dinge te skep, dat daardie God in jou woon deur sy Heilige Gees. Jy hoef jou nie vas te kyk in jou gebrek aan krag nie, want die kragbron wat alle mag het, is binne in jou lewe teenwoordig. Die probleem is, jy glo dit nie. Jy glo dit nie altyd nie. Dis nie elke dag wat jy deur die geloof dit vir jouself toeëien, dat niemand minder as die Here Jesus Christus self is hier by my teenwoordig, is binne in my teenwoordig deur sy Gees. As die mense rondom my op alle maniere teenoor my optree, wat vir my van nature daartoe wil uitlok om uit te bars met my meer of met my ongeduld of met my onvriendelikheid, dan weet ek is nie alleen in hierdie situasie nie. Ek is nie alleen hier waar mense dit vir my so uiters moeilik maak om die wil van God na te kom nie.
waar ek verneder word, waar ek te nagekom word, waar ek verneuk word, waar mense my aftakel. Ek is nie alleen in daai omstandighede nie, maar die lewende Jesus is binne in my teenwoordig. En in hom is daar vir my die oorwinning. Dis wanneer ek deur die geloof dit vir myself kan toeëien dat Jesus is binne in my en ek vanuit die geloof in sy teenwoordigheid en in sy krag lewe en dat die krag vir oorwinning wanneer ek dit glo, dit is in hom en ek daardie krag gebruik wat ek uiteindelik ook kan ontdek, daar is oorwinning. God dank sê Paulus, daar is 'n uitkoms. Dit is nie maar net dat ek moet sê, ek is nou op maar 'n sondaar en ek is al behoort ek aan die Here, my skouertjies optrek en sê, ek is nou maar 'n sondaar, dis maar hoe ek is, ek het maar hierdie tekorte nie. Nee, Paulus sê, dis onmoontlik vir 'n gelowige om daai tipe van gedrag te openbaar. As ons terug gaan blaai na die vorige hoofstuk toe, wanneer hy praat van die oorwinning wat ons in Christus het, dat ons saam met Christus gekruisig, gesterwe is, en dat ons saam met Christus uit die dood uit opgestaan het, dan is Paulus baie duidelik daaroor, dat dit is hoe ons lewe moet lyk, en hoe ons lewe moet behoort te wees, en kan wees. So geen kind van die Here kan maar sy skouertjies optrek, of haar skouertjies optrek, en sê, ag, ek sukkel nou maar met hierdie dinge, en ek het hom maar half al aanvaar, dis maar hoe ek is, en die mense rondom my moet ook maar aanvaar, dat dit is wie ek is maar hierdie ongeskikte mens, ek het maar hierdie tipe van optrede, en hierdie tipe van gedrag. Nee, Paulus sê, God dank, daar is uitkoms. Daar is 'n nuwe jy. Daar is 'n anderste jy. As jy jou skouertjies optrek, dan beteken dit, jy glo nie werklik dat die Here, lewende Here, binne in jou lewe teenwoordig is nie. Dan is dit nie maar net 'n kwessie van sonde, ag, ek is nou maar 'n sondige mens nie. Dan is dit 'n kwessie dat jy vrede maak met jou eie ongeloof. Dat jy vrede maak daarmee dat jy 'n rebel is wat teen God in opstand is. Paulus sê is onmoontlik. Dit kan nie so wees nie. Dit kan nie gebeur nie. In die Here Jesus Christus kan ek. Ek het net nou gesê dat 'n mens kan sê, ek het al baie gebid, die Here moet vir my help dat ek van hierdie ding ontslae raak. Maar ek kan maar 100 keer daaroor bid, maar as ek nie regtig by die punt uitkom om te besef, ek kan nie, en dat ek volledig van die Here Jesus afhanklik is nie, dan sal ek nêrens kom nie, want in 'n sekere sin wil ek nie eintlik regtig anders wees en verander nie. Maar Paulus wil vir my en vir jou help om te sê, ek kan, ek moet, ek behoort, dit kan 'n realiteit wees in my. En dit is juis wat ander mense moet wys daarop, dat Jesus Christus 'n verskil maak in die lewe van 'n mens, wat sy lewe, wat gereageer het op die genade van God, en sy lewe oorgegee het in die hand van sy hemelse Vader. Dat ander mense sal sien, dat Jesus maak mense nuut. Die mense wat na daardie kerk toe gaan, wat iets verstaan van wie hulle is in die Here Jesus Christus, die manier hoe hulle mekaar verdra, dis die weerste klomp daai by mekaar, elkeen het sy eie kop en sy eie rigting en sy eie geite, maar somehow, soos hulle nou sal sê, leef die spulletjie in vrede met mekaar saam. Hulle raak kwaad vir mekaar, hulle beskuldig mekaar, maar hulle kom elke keer vraggies weer daarby uit, om vir mekaar om verskoning te vra, om vergifnis te vra, om mekaar te vergewe. Kan dit nie glo nie? Kan jy glo dat mense so kan wees? Dan lewe Dagbreek Gemeente hulle identiteit
wat hulle in die Here Jesus Christus ontvang het. Mag die Here vir my en jou die genade gee om eerlik te raak met onsself en met mekaar, en dat ons op 'n nuwe manier sal bid vir oorwinning. Dat ons sal bid 'n gelowige gebed, wat Petrus van praat, Jakobus van praat, die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Wanneer jy voor die Here staan met jou sonde, met jou ongehoorsaamheid, met jou ek kan nie, wanneer jy voor die Here staan, dat dit 'n werklike ontmoeting met die Here is. En jy vir die Here wil toelaat dat dit wat jy vir hom vra, dat hy jou moet verander, dat hy dit sal doen. Want jy kan bid dat hy jou moet verander, sonder dat jy dit bedoel, sonder dat jy regtig wil verander. As jy dit bid met eerlikheid en opregtheid, dan het jy dit in Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, Here, U ken ons harte, U ken ons lewens, U ken ons diepste worstelinge, U ken ons onwil, en U weet, Here, dat ons nie altyd hierdie andersheid wil belewe nie, en anders wil wees nie, maar ons pleit vandag op dit weer, o Here, gee in ons harte die geloof, om te lewe in die teenwoordigheid van 'n Jesus wat die dood oorwin het vir ons, sodat ons ook nou reeds in hierdie lewe die sonde kan oorwin. In Jesus naam bid ons dit. Amen.